Goeiemôre, baie dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Dit is so lekker dat jy vanoggend saam met my kuier, saam met my rondom die woord gesels. As dit miskien jou eerste keer is vanoggend, wil ek jou uitnooi, subscribe op ons YouTube kanaal sodat jy geen oordeenkings mis nie, geen preke mis nie en dat jy op datum sal bly by wat beleef doen. Nou in ons oordenkingtyd hierdie week familie, fokus ons op die tema toe God ingegryp het. Ons teksgedeelte vanoggend is uit Filippense 2. Lees saam met my. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toegekom het nie. Maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Ons dink gewoonlik aan krag as iets wat druk, wat beheer, wat aanspraak maak. Aan die wat posisie het, hulle besluit. Aan wie wat geld het, hulle kan koop. Wie mag het, hulle regeer oor die wêreld. En Kersfees keer hierdie verwagting op sy kop. Die God wat alles skep, kies nie 'n paleis nie, hy kies nie 'n majesteit nie. Hy kom weer as 'n weerlose baba. Hy lê in 'n krib en hy eindig op 'n kruis. Ons weet dit. Maar dit is nie 'n fyn punt nie. Dit is 'n teologiese omkeer. Die manier waarop God sy mag uitoefen, is radikaal anders as die wêreldse manier. En hoekom is dit so belangrik? Wel, Griekse woord wat ek vanoggend weer verleer, is kenosis. Dit beteken God se self leegmaking. Filippense praat van die seun wat sy goddelikheid nie as 'n konstante voorreg misbruik nie, maar dit vrywillig prysgee. Om wat? Om mens te word. Hierdie kenosis is die selfleeggemaking. Dit toon 'n God wat nie sy mag gebruik om 'n afstand te skep nie, maar om wat te doen? Om Jesus nader te bring aan die mense. En die grootste geheim van die inkarnasie is nie net dat God mens geword het nie, maar dat hy gekies het om sy mag te los om vlees te word. Tweede ding wat dit vir ons beteken is dat mag is deel van 'n diens, nie deel van heerskappy nie. Jesus se lewe is vol omgekeerde ekonomieë. Die laaste word eerste. Die dienaar word belangrik geag. Wie gee, ontvang. En dit beteken dat elke kennis van die koninkryk wat op status, wins of onderdrukking gebou is, heeltemal geïgnoreer word deur die evangelie. God se krag openbaar hom in liefde wat neerbuig. Die krib en die kruis, hulle hang saam. Die nederigheid van die krib lei na die oorwinning van die kruis. En die vraag vanoggend is, hoe lyk ons mag? As Christus se manier van mag anders is as ons sin, dan bestaan daar vir ons 'n nuwe roeping. Daar bestaan vanoggend vir ons 'n nuwe roeping om ons eie mag neer te lê, te hersien. Of dit nou 'n salaris is, of dit nou ons invloed is, of dit ons ouderdom is, of dit ons eie vermoë is. Die vraag wat hierdie Kersseisoen aan ons elkeen stel is, hoe gebruik jy jou mag? Gebruik jy dit vir selfverheerliking en beheer, of gebruik jy dit om ander te dien en herstel te bring? Om in die spore van Jesus te loop, vra nie 'n maklike opoffering nie. Dit vra 'n radikale herskikking van ons prioriteite. Dit help ons om te sien dat Filippense die krib en die kruis saamlees. Want God se nederigheid in Bethlehem is nie 'n sentiment wat vergesel word met latere triomf nie. Dit is die logika van verlossing. Die seun se gehoorsaamheid tot die kruis toon vir ons dat God se krag nie uiteindelik in beheer of geweld lê nie, maar in 'n selfoffer en liefde wat die sonde en die dood vir altyd oorwin. Dit verlos nie net 'n individu nie, maar staan as 'n kontras teenoor alle menslike onderdrukking. So, familie, hierdie waarheid verander jou. Verander jou diensbaarheid. Dit verander jou huwelik. Dit verander jou werksplek. Dit verander hoe jy jou mag gebruik, hoe jy jou invloed gebruik. En waar jy verlede week dalk jou mag gebruik het om 'n punt te maak, is jy nou geroep om af te sien van jou reg om eerste te wees.
Hierdie Kersseisoen roep ons nie net tot 'n passiewe bewondering nie, maar tot 'n aktiewe volging van 'n koning wat sy krag en liefde omskep. So familie, vanoggend vra ek jou, hoe gebruik jy jou mag? Gebruik jy jou mag om eintlik ander te misbruik? Of gebruik jy jou mag in hierdie Kersseisoen om ander te dien? Vir wie moet jy vandag miskien om verskoning vra? Waar moet jy vandag introspeksie doen? Watter dele van jou lewe moet jy vandag verander? Sodat jy hierdie missie ten volle kan toepas in hierdie Kersseisoen. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom bid ek dat ons nie ons mag sal ooit misbruik nie. Here, vir ons wat dalk vermoënd is, Here, mag ons nie op ander neerkyk nie. Here, vir ons wat dalk status het in ons samelewing, mag ons dit nie gebruik om net te kry wat ons wil hê nie. Here, Jesus het gekom en hy het vir ons kom wys hoe dit lyk. Mag ons vanoggend na sy voorbeeld kyk en mag ons dit toepas in ons lewens. Dis my gebed in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Familie, vanoggend se boodskap mag jy dalk uitdaag, maar ek wil regtig hê ons moet elkeen vanoggend gaan dink, hoe gebruik ons mag? Mag jy vandag 'n wonderlike Woensdag hê? Ek sien jou weer môre.